Top 5, top 10 mense, die rykste mense ter wêreld, is nie een Christen nie. So, wat jy bepaal, wat jy het, bepaal nie noodwendig, of jy die favour van God het, of nie. En vir hierdie ryk man, mense het gedink, joh, hy's 'n geseënde van God, hy het al hierdie ekstra goed, hy bou selfs ekstra plekke, om al hierdie ekstra goeders te kry. En Jesus sê vir hom, jou dwaas. In Engels, jou fool. Jou dwaas. En ek dink nie Jesus sê vir hom, jou dwaas, omdat hy ryk is nie. Dink jy, dis die probleem nie. Ek dink nie Jesus het 'n issue daarmee, dat 'n mens ryk het nie. Inteendeel. Dink jy, dis 'n issue nie. Ek dink Jesus kom sê vir hom, jou dwaas, omdat hy nie geweet het wat om te doen, met al sy ekstra geld nie. Hy, die ryk man, het gedink, al die ekstra geld al die extras is net vir hom. Hy het gedink, al die ekstra graan, en al die ekstra goeders, wat hy so kry, en al die ekstra staf, is net vir hom. En ek dink, as ek en jy vanmôre dalk hier sit, en ons dink, jy dink al jou ekstra, is net vir jou, en net vir jou toekoms, dan dink ek, mis ons 'n punt vanmôre, kerk. Dan dink ek, mis ons 'n punt. Kom ons gaan lees daai stukkie verder aan, maar God sê vir hom, jou dwaas, in vers 20, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Met ander, vandag nog sal jou lewe opeis, vandag nog gaan jy dit nie maak nie, môreoggend gaan jy nie opstaan nie, en wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Met ander woorde, dit sê vir my, luister die ryk man, jou tyd is uit, jou tyd het opgeraak, maar jou geld is nog nie eens op nie. En ons in Suid-Afrika is goed daarmee, nie?